Goeiemôre. Jy luister na oordenking 131 in die reeks Kopskuif. Die tema vanoggend is Feed. Ek wil eerstens sê, ek is so dankbaar oor al die terugvoer en gesprekke oor hierdie Kopskuif reeks. Dit is duidelik dat hierdie tema baie relevant is vir die meeste van ons, of miskien vir almal van ons. Ek wil in die besonder dankie sê vir die jong mense wat saamgesels en kontak met my maak. Gister het ek 'n insiggewende boodskap gekry van 'n jong dame wat saamgesels en saam dink oor hierdie tema. 'n Paar Sondae gelede het 'n jong dame uit Engeland wat hier gekuier het, vir my kom sê dat hulle van daar af saam luister en saam dink oor hierdie tema. Dis vir my 'n riem onder die hart. Dat nou net meer as 1100 mense saam dink oor ons brein en ons gedagtes. Waar ons ook al in ons land en selfs in die buiteland is. Dink net aan die impak wat dit kan hê wanneer een mens hulle lewe verander. Pas op wêreld, hier kom 'n ding. As ons elkeen net een ander persoon kan help om hulle gedagtes te verander. Hulle denke oor hulle self, oor ander, oor die wêreld, maar veral ook ons gedagtes oor God laat hernuwe. Om God te leer ken in die oneindige grootheid van altyd weer nuut en groter as wat ons dink. Dink net hoe God nog altyd mense gebruik het, net daar waar ons is, om sy koninkryk te laat kom. Gepraat van dink. John Arden is 'n sielkundige wat die boek geskryf het, Rewire Your Brain. 'n nuwe uitgawe het in 2023 die lig gesien. Hy stel 'n 4-stap proses voor van hoe jy jou brein kan rewire, herbedraad. Hoe jy nuwe neurologiese bane kan vorm om inderdaad nuut te begin dink en leef. Hierdie 4 stappe beskryf hy met die akroniem FEED. Dit staan vir Focus, Effort, Effortlessness, Determination. Kom ons praat oor fokus. Fokus gaan oor die nuwe inligting waarin jy dink, die nuwe gedagtes wat jy koester. Dit veronderstel egter dat jy besef jou vorige denkraamwerk bevat 'n virus of 2. Luister weer na gister se oordenking. Jy kan nie verander wat jy nie herken nie. Sodra jy 'n nuwe fokus vind vir jou gedagtes, nuwe inligting, dat jy nuwe optrede koester, nuwe uitkomste bedink, dan aktiveer jy jou prefrontale korteks, die gedeelte in ons brein wat verantwoordelik is vir die kreatiewe dinkproses, om nuwe kreatiewe moontlikhede te bedink. Dit is die bewuste deel van jou brein, wat geaktiveer word wanneer jy in die oomblik teenwoordig is, in hierdie oomblik. Dit begin die proses van neuroplastisiteit, die vermoë om ons brein te herbedraad. Tweedens, effort. Insette. Nadat jy besluit het om 'n nuwe fokus te vind, sal jy aan die begin moeite moet doen om jou fokus te behou. Dis veral aan die begin, dat dit konstante energie en aandag verg. Herhaal die positiewe denke, oor en oor. Soos wat jy aanhou met positiewe denke, versterk en versnel dit die positiewe boodskappe. Om nuwe denke te vorm, sal jy buite jou gemaksone moet beweeg. Moenie opgee as dit moeilik is nie. Aan die begin gaan die negatiewe denke meer natuurlik voel as die nuwe denke. Jy gaan voel jy verraai daardie denke. Hulle was so lank deel van jou lewe. En 'n stemmetjie aan jou binnekant gaan sê, ag, ek en jy weet mos altyd wat's waar. Jy weet mos dit gaan nie beter gaan nie. Jy weet mos jy kan nie beter doen nie. Jy weet mos wie jy is. En dan begin jy in jouself twyfel. Wat as daardie oortuigings reg is? Wat as ek alleen begin glo? Sê nou maar ek misluk. Nou begin jy angstig en onseker raak en verander die hele denkproses weg van jou prefrontale korteks terug na jou meer primitiewe brein wat dieselfde ou leuns vir jou gaan opdis. Onthou nou, 'n virus gaan nie weg sonder teenstand nie. Hou net aan. Hou aan met die behandeling. Derdens, effortlessness. Moeiteloosheid.
Wanneer jy met moeite en deursetting die nuwe gewoonte aangeleer het, neem dit al minder energie in beslag en die denke en gedrag is reeds in jou brein en in jou liggaam beliggaam. Dit voel meer natuurlik. Jy begin dit soos 'n kuns bemeester om die leuen van die waarheid te onderskei. Ek wil graag die volgende met julle deel. Net noudag kom ek by die huis en ek moet byvoeg, dit was 'n besondere goeie en produktiewe dag. Die volgende oomblik spoel daar 'n gevoel van absolute sinloosheid oor my. Uit die bloute uit. Dis 'n ou gevoel wat sonder seremonie of aankondiging net deur my gedagtes spoel. Toe gaan staan ek stil en 30 sekondes later het ek die gevoel sy gang laat gaan. Die gedagte, die nuwe gedagte wat by my opgekom het was, ag, ek ken jou. Ek ken jou, jy's 'n ou spook wat my altyd weer wil skrik maak. Maar hou maar verby, ek ken jou leuns. Daar is nie 'n nuwe leuen wat jy kan uitdink wat ek nog nie gehoor het nie. Daar is niks wat jy my kan bied nie. Ek weet wat die waarheid is en ek kies om dit te glo. Ek moet sê ek was nogal chuffed met myself. Vir baie jare was dit nie so eenvoudig nie. Ek wil ook nie voorbarig klink en sê dat ek dink dit kan nooit weer gebeur nie. Maar ek dank die Here dat ek so ver gekom het. Dus, sit die harde werk in. Doen jou myle, dat jy doelbewus en moeitevol nuwe gedagtes koester. Maar dit word later makliker. Dit word moeiteloos om die waarheid te onderskei van die leuen. Maar wees gewaarsku, dit kan maande neem. Dit kan, in my geval, jare neem om dit al beter en beter reg te kry. Maar dis waar van enige kuns wat 'n mens moet bemeester. 'n Briljante pianis kry dit nie in 'n jaar reg nie. Glad nie. Dit neem hulle jare om dit te doen. Maar hoe mooi is dit as hulle moeiteloos, wat vir ons lyk na moeiteloos, hulle vingers oor die klawers laat hardloop. 'n Mens besef, dis harde werk, maar is elke oomblik en elke moeitevolle inset daarvan werd. Deursettingsvermoë, die laaste een. Hiermee bedoel John Arden dat ons aanhou om nuwe gedagtes en nuwe gedrag te koester. Anders sal ons terugval na ou gewoontes. Om nuwe gedagtes te koester is dalk meer soos in fiksheid, om fiksheid te verstaan. As ek vandag hard oefen, beteken dit nie ek's vir altyd fiks nie. Ek moet elke dag weer oefen om my fiksheid op standaard te hou. Ek kan nie op die rusbank gaan sit en sê, wel, nou is dit afgehandel nie. En so is dit met ons denke. Ons moet elke dag oefen om fiks te bly. Daarom die oorgrootte tema van die reeks is, fiks vir die lewe. Bly fokus op die positiewe. Onderskei die waarheid van die leuen. Mag jy fokus, mag jy moeite insit, sodat dit later moeiteloos deel word van jou lewe en met deursettingsvermoë vasbyt om die wedloop einduit te voltooi. Kom ons bid saam. O Here, dankie vir nuutheid in ons lewe, nuwe denke en nuwe gedagtes. Dankie vir hergeboorte, wedergeboorte. Dankie dat ons nie gevangenes is in ons eie sirkelgang van ons gedagtes nie. Here, verlos ons daarvan, dat ons in leuns bly glo. Maak ons lewens nuut, sodat ons lig kan laat skyn op elke plek waar ons kom. Dat ons almal van doekdra tot kierie-dra in U waarheid kan leef. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde naweek vir elkeen.